Kyk, ek staan voor die deur en klop. Vandag kyk ons na Openbaring 3 vers 20 in ons volgende gedeelte van Verstaan ons dit reg? En ons gaan kyk in eerste plek wat sê dit. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ook 'n gedeelte wat ons baie goed ken of wat baie van ons ken. Al is dit net die eerste gedeelte wat sê, kyk, ek staan voor die deur en klop. So wat is dit wat ons verkeerd verstaan? Hoe verstaan ons dit verkeerd? Hoe gebruik ons dit verkeerd? En wat is die regte manier om dit te verstaan? Wat is die konteks? En ek gaan weer sê, as ons kyk na konteks, en ons sal konteks verstaan, moet ons na twee goed kyk. Ons moet kyk na die konteks van die hele woord, van die hele Bybel. Is dit wat ons lees, of dit wat ons verstaan in lyn met die res van die Bybel? Want as dit nie in lyn is met die res van die Bybel nie, dan verstaan ons dit verkeerd. Of ons verstaan die res van die Bybel verkeerd. En die tweede gedeelte, of die tweede manier om die konteks te verstaan, is om te kyk na dit wat die gedeelte sê. Want die Bybel is nie in verse geskryf nie. Die Bybel is baie van dit in briewe geskryf, of dan in gedeeltes geskryf. Die enigste boek wat dalk in verse verstaan kan word, is die Spreuke. Maar selfs die Spreuke dan, as dit net individuele vers is, moet in die konteks van die woord verstaan word. So, hoe verstaan ons dit verkeerd? Wat is die misinterpretation van Openbaring 3 vers 20? Baie van ons gebruik Openbaring 3 vers 20 as 'n vers vir ongelowiges, om te sê, kyk, die Here wil by ons wees. Ek as 'n ongelowige staan binne in die vertrek, metaphorically. Ek glo nie in die Here nie, maar die Here wil hê ek moet in hom glo. So dit wat ons vir mense leer is, die Here staan voor die deur en hy klop. Hy wil inkom. Hy wil deel wees van ons lewe as ongelowige. Nou hier's waar dit bietjie tricky raak, want daai verstaan is kontekstueel as ons dit in die konteks van die woord verstaan. Want die Here wil verseker by ons wees. Die Here, Jesus self het vir ons gesê, hy los die 99 om te gaan daar waar die een is, waar die een verlore skaap is. So die konteks van die Bybel leer vir ons dat ja, die Here het 'n behoefte en 'n begeerte om by ons te wees. Tot die punt dat hy selfs die 99 sal los om die een verlore skaap te gaan kry. So die konteks van die woord is ja, die Here wil inkom vir by ongelowiges. Maar die tweede gedeelte, die konteks van die vers of die gedeelte is wat ons hierso misverstaan. Openbaring 3 en die begin van Openbaring sien ons dat die skrywer Johannes skryf van verskillende kerke. En hy skryf aan verskillende plekke en vir hulle sê wat hulle goed doen en wat hulle sleg doen en half waarskuwings vir die kerke. Nou, as jy hoef baie slim te wees om te weet, die kerk is waar die gelowiges is. Die kerk is gelowiges. Openbaring 3 vers 20 is nie 'n gedeelte wat met ongelowiges praat nie. Dis nie geskryf vir ongelowiges nie. Dis nie om te sê die Here staan by die deur van 'n ongelowige mens se hart en hy wil inkom nie. Ja, hy wil. Hy wil inkom. Hy wil in die ongelowige se hart inkom in die konteks van die woord, maar nie in die konteks van Openbaring 3 vers 20 nie. Kom ons lees, hoe begin dit? Openbaring 3 van vers 14. Sê Johannes, skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So ons sien van die begin af, sê die skrywer, dat hierdie wat ek nou gaan sê, is vir gelowiges, is vir die kerk, is vir die mense wat die Here ken. Dit wat ek nou gaan sê is nie vir ongelowiges nie. Dit wat ek nou vir julle gaan skryf is nie vir mense buite die kerk nie. Dis vir mense wat in die Here glo. Dis vir die mense wat hom ken of geken het.
Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea, so sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie, die hy deur wie God alles geskep het. So die Here praat hierso met gelowiges en die kerk in Laodicea in vers 17 of vers 15 sê hy, ek weet alles wat julle doen, ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar net koud of warm was, is die eerste waarskuwing. Vers 17 sê, julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig nie. En julle weet nie dat julle ellendig en beklaanswaardig is nie, arm, blind en kaal. Vers 18, daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word, en koop wit klere sodat julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. En koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Wat het dit met as doen? Interessante gedeelte, net die kerk in Laodicea of die area van Laodicea was bekend vir die salf wat hulle ontwikkel het vir oë. Hulle was bekend vir die wol, die spesifieke wol van 'n skaap wat jy net in daai area gekry het. Hulle was bekend vir die feit dat hulle 'n ryk stad was. 'n Ryk plek. Maar dan sê die Here, kom na my toe en kry die goed. Moenie staat maak op julle status nie. Moenie staat maak op dit waarvoor julle bekend is nie, maak staat op my. Dan vers 19 sê hy, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Almal wat die Here lief het, tug en bestraf hy. Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Bekeer julle nie as 'n ongelowige nie. Hy sê nie glo in God nie. Bekeer julle, in ander woorde, draai terug na God toe. Julle glo in God, julle weet wie God is, maar julle het staat gemaak op dit, op julle eie status. Julle het staat gemaak in wie julle is. As julle maar net koud was of net warm was, maar julle is hier ergens intussenin. Julle ken my, maar julle lewe nie asof julle my ken nie. Julle weet wie ek is, maar julle dien my nie, julle dien julle self. En dan kom hy in vers 20 en hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. Sien jou, Openbaring 3 vers 20 is nie geskryf vir ongelowiges wat nie die Here ken nie. Soms gaan dit nie oor om Jesus in te laat nie, maar soms gaan dit oor om Jesus terug te laat. Kyk, ek staan by die deur en klop, ek wil terugkom, sê die Here. Ek was deel van julle, and somehow you shut me out. Ek was deel van julle, maar julle het julle eie pad gevolg, en julle het my eenkant gesit. En dan sien ons in Openbaring 3 sê hy, ek staan by die deur en klop. In ander woorde, you can come back. Draai terug na my toe. En as julle vir my oopmaak, sal ek saam met julle fees hou. As julle vir my oopmaak, sal jy saam met my fees hou. Hoor my stem, hoor dat ek by julle wil wees. Maak staat op my, draai terug na my toe. Wees weer warm. Sien, Openbaring 3 vers 20 is nie geskryf vir mense wat nie die Here ken nie. Openbaring 3 is nie geskryf vir mense wat nog nooit van die Here gehoor het nie. Dis nie daar om vir mense te sê, maak jou hart oop vir die Here want hy wil by jou kom bly nie. Dis daar om te sê, maak jou hart weer oop vir die Here. Openbaring 3 vers 20 is vir die mense wat geglo het en ergens hulle eie pad gevolg het. En dit kan vir ons almal 'n les of 'n waarskuwing of aanmoediging wees. Dus maak jou hart weer oop. As jy dalk jou hart toegemaak het. Jy glo nog steeds in die Here, maar jy het jou eie pad gevolg. Die Here sê, ek staan en wag. Voor dit te laat is. Voor die einde kom. Klop ek. Hoor sy stem en laat hom terug in. Dit is wat Openbaring 3 vers 20 vir ons eintlik leer.